Dit is nie die vreemde wat ons vrees nie. Ons vrees die skrikwekkende moontlikheid dat ons self ook anders kon wees as ons maar die moed gehad het. Die volgende is 'n baie deep dive, sal ek maar sê, oor gedagtes wat ek vandag gehad het, oor ons en hulle. En as jy die moed het om daarna te kyk, kyk daarna. So watter dele van onsself en ons menswaardigheid gooi ons weg sodat ons by 'n groep kan inpas? Jung het dit genoem ons skadu self. Ons kyk na ons skerms, op ons fone, ons sien karakters wat alles is, wat ons nie mag wees nie. Ons gaan kyk 'n show in 'n teater, dis uitgeboek, vol kerkmense, vol van die room van die gemeenskap. Hierdie kunstenaars of wat ook al, is luidrigtig. As hulle nie luidrigtig is nie, is hulle uiters anders. Hulle is freaky. Baie snaaks. 'n uur van opwinding van ons waarna ons 'n klein bietjie skuldig voel, omdat ons dit aan onsself gedoen het, terwyl ons terugry huis toe. Die hond het sy oor gelig en iets in die brein wakker gemaak, wat nie so sag land op die gewete nie. En tog, kyk na die kommentaar, die foto's op Facebook, die comments, die likes. Lekker. Legende. Amen. Nou, waarom koester ons die uiterste disfunksie van 'n vreemdeling, maar vrees die stille andersheid van 'n buurman, iemand in ons dorp, iemand in ons distrik? Dis mos nou stories wat dik loop. En dit is die eerste reël van ons argitektuur. Die uiterste is veilig, omdat dit 'n vertoning is waarna ons gaan kyk het. Ons kan dit bewonder sonder dat dit ons dwing om te verander. Dit is 'n sogenaamde geïsoleerde geval. Ons gaan kyk hulle, ons volg hulle, ons gee hulle invloed, ons gee hulle regverdigheid, maar ons gee hulle selde 'n plek aan ons tafel, tensy die oorgrootste persentasie van die sosiale norm of die gemeenskap waarin ons bly, dit die groen lig sou gee. Maar dit bly nog steeds risky. Miskien dan nie. So, kom ons kyk logies na die echokamer, die echo chambers, wat ons as gemeenskappe gebou het. Ons dink ons klankdig, soundproof, ons lewens wanneer ons diegene vermy, wat nie altyd 100% by die reëls inpas nie. Maar onthou, 'n echokamer hou nie net die geraas uit nie, dit hou ook die waarheid binne vas, totdat die put vergiftig word. So, op die oppervlak, of onder die oppervlak, van ons perfekte stede, ons perfekte dorpe, ons perfekte woonbuurte, ons perfekte kerke, ons perfekte, wat jy ook al wil noem, het 'n baie ryk ondergrondse wêreld. Die swingers wat die reëls in die geheim buig. Die reeks vernekers wat die skyn van 'n gelukkige huwelik bewaar. Die mense wat snags hulle wonde lek, maar bedags die hardste oordeel oor ander uitspreek. Nou, waarom is die gemeenskapslid wat onder die radar vlieg so 'n bron van ongemak? Bloot omdat hulle te naby is. Hulle is nie 'n show nie. Hulle is nie 'n TikTok video nie. Hulle is 'n spieël. As ons hulle aanvaar, erken ons dat die mure van ons echokamer nooit nodig was nie. En dit, my vriende, is 'n pynlike gedagte vir iemand wat sy of haar hele lewe opgeoffer het om binne daardie mure te bly. So, ons het geleer om mense regverdig te hanteer, maar nie goed nie. Ons duld die uitsondering, solank die uitsondering weet, hy of sy is nie een van ons nie. En die res van ons moet dit ook weet. Maar hierdie ordentlikheid is 'n dun pleister op 'n baie diep wond. Wanneer ons mense dwing om weg te kruip, skep ons 'n sosiale tragedie. En hear me out, daar kom 'n bietjie 'n konteks daarvan later.
Ons dink ons bewaar die sogenaamde orde, maar ons saai eintlik voorlopig al die saad vir isolasie, depressie en 'n verlies aan menslikheid. Die ekkokamer van die buitestander en die ekkokamer van die ons deel van die, sal ons sê, gemeenskap, society, word uiteindelik 'n graf vir die siel. Ons waarsku ons kinders teen die ander. Ons waarsku teen daardie mense, sonder om te besef dat ons eintlik hulle leer om hulle self te haat as hulle ooit sou waag om iets anders te droom. So, my laaste deel en boodskap hier is moenie wegkyk van die waarheidsoeker nie. Selfs al lyk hulle of hy of sy vir jou vreemd, hulle anders wees is dalk die enigste kraak in jou ekkokamer waar daar nog 'n klein bietjie vars lug of lig kan inkom. Hierdie mense probeer jou nie aanval nie. Hulle probeer jou wys dat daar lewe anderkant die pleister wat oor die wond geplak is bestaan. Luister partykeer 'n bietjie na hulle. Dit mag net dalk 'n lewe red, miskien jou eie of die van iemand wat jy liefhet, en dalk iemand wat in die donker wegkruip. Want uiteindelik is dit nie die vreemde wat ons vrees nie. Ons vrees die skrikwekkende moontlikheid dat ons self ook anders kon wees.